Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Goeienaand, daar's hy. Sorry, Dylan it works beautifully. Hy sê ek moet hierdie ding nader aan my mond, so die mense kan my nie hoor nie. Hallo Charlie, hoe gaan dit? Lekker. Daar's hy julle, baie welkom. Lekker weer Woensdag aand. Ons gaan vanaand lekker aan met die Beatitudes of die saligsprekinge. Dit voel vir my of ons die laaste paar weke nou al daaroor praat, nee, asof dit net outomaties deel word van wat Sondag gepreek word, al is dit nie direk op die saligspreking nie, oor dit wat ons, die temas wat ons oor praat, bring ons die hele tyd in, en dit is nie ons wat dit so beplan nie, dit is net Heilige Gees bring dit, want ek dink is 'n seisoen waarin ons nou ingaan, waar die Here dit vir ons, hy wil dit vir ons duidelik maak, wat redding beteken. Hy wil dit vir ons duidelik maak, wat 'n stappe deur mense gaan, laat redding nie 'n ding is van vandag, is jy 'n sondaar en môre is jy perfek nie, nee. Dit is 'n ding wat ons, dit is 'n ding wat 'n proses volg, 'n saligmaking proses, 'n heiligmaking proses, wat ons deurgaan, as ons harte vir die Here gee. En ons gaan 'n bietjie vanaand verder daaroor praat, maar laat ek eers gou vir ons bid vanaand, en dan begin ons. Dankie Jesus, dankie vir die awesome aand, Vader. Dankie dat ons sommer net weer in die presence kan kom sit, Vader, en vanaand saam met U kom kuier. Dankie Heilige Gees, dat U hier is en binne in ons is, en dat U die waarmaker van die woord is, van die eie woord is. Dankie Vader, ons loof en ons prys U, dat die woorde wat ek vanaand spreek, sommer uit U troonkamer uitkom, dat dit nie my eie woorde sal wees nie, Heilige Gees, maar dat dit U sal wees, wat vanaand deur my werk. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Awesome. Hoorie, maar dit is lekker koud, nee. Ek wil net eers begin om dit vir julle te sê, so, ek wil maar net sê, ek wil net weer vir julle remind, soos Jason gesê, daar is kombersies daar agter, en, maar ek vermoed, dat julle dit nie vanaand gaan nodig hê nie, want die conversation gaan bietjie hittig geraak. Jy verstaan, so, ons gaan vanaand aan 'n paar goedjies raak hierso, en veral vir ons klomp jong mense wat hierso sit vanaand, so, ek wil nie hê julle moet wegraak vanaand nie, hoor, ek check julle. Ek wil hê julle moet hier wees om vanaand se boodskap te hoor, en dit is belangrik, né? Want ons gaan bietjie vanaand stil staan, ons gaan die Beatitudes klaarmaak vanaand, of die saligsprekinge klaarmaak vanaand, maar ons gaan so klein bietjie gaan stil staan by stap 1, en dit is hoe ons lewe lyk voordat ons Jesus ontmoet. Want stap 1 is tog die begin van die saligspreking, en ek sal nou daarby uitkom, ek wil nie te veel daaroor sê nie. Ek wil net gou so vinnig recap op wat ons laasweek gesê het. Laasweek het ons net so, ek het die aand begin deur te praat van die koning se uitnodiging. En waar al die mense wat gekom het na die koning toe, het gedink, hulle gaan of daai mense het gedink, hy gaan die sterkes vat en die slimmes en goeders, en toe is dit toe nou glad nie wat Jesus doen, of wat die koning doen nie, ne? Toe vat hy die wat arm van gees is, en wat regtig sy hulp nodig het, nee, die mense wat niemand gedink het, is waardig genoeg, om daai te doen, en hy gaan haal en hy het hulle gebruik. Net soos met sy disciples, ek meen, dit is vir ons 'n baie goeie voorbeeld, hy het nie die sterkstes gebruik, en die slimstes, en die mooistes, en die modelle nie, nee, hy het vissermanne, plein vissermanne, en tax collectors gebruik van daai tyd, om sy werk mee te doen. En dit is wie Jesus is. Hy gebruik almal. Jou geld beteken vir hom niks nie, niks. Een mens is net soos 'n ander mens. Weet jy, dit maak nie saak of jy 'n moslim is, en of jy 'n Christen is, en of jy 'n Roman Catholic is, en of jy 'n Boeddha, of jy in Boeddhism is, of 'n Hindu is nie, dit maak nie saak nie, hy het almal geskape, né? En ons het laas keer gepraat van daai beacon, ek dink amper ek het Sondag gepraat van daai beacon wat ons op nodig het, maar laat ek nou nie hier gaan nie, want as ek nou daar gaan nou begin, en dan gaan ons nou vanaand regtig, dan gaan ons volgende week ook nog oor die Beatitudes praat. En toe het ons oorgegaan na die saligsprekinge toe, en toe sê ons daar so, salig is die wat treur, salig is die sagmoedige, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, salig is die barmhartige, salig is die vredemakers, salig is die wat vervolg word
ter wille van geregtigheid, en ons het gesê, die wêreld sê, geseënd is die sterkes, maar Jesus sê, salig is die arm van gees. So teenoorgestelde van wat die wêreld ons sê, en wat die wêreld ons laat glo, maak Jesus vir ons reg hierso. En hy verduidelik dit vir ons in die manier wat hy dit vir ons in die saligsprekinge verduidelik. So toe, ek hoop ek het nog daai tabel op. Dylan, have we still got that tabel? Jaco, wil jy hier voorkom staan en teach? Okay. Nee, ek het dat, there is the tables, né? So, ek het Sondag het ek ook daaroor gesels, en die verskillende stappe waardeur ons gaan, en ek gaan daai net vir so rukkie daar so oplos, net vir, ons het daar deur gegaan, maar vanaand gaan ons, sê ek vir julle, as ons vanaand hier so kom, gaan ons regtig in diepte in daai saligsprekinge ingaan wat Jesus gepraat het. So, ons het daar ook gesê, Jesus het, ons was, toe ons 'n rukkie terug daar so in Israel was ons baie gelukkig om daar by die plek te wees, waar die salig, die Mount of Beatitudes, wat hulle hom noem, waar ons fisies daar kon staan en sien, waar Jesus hierdie eerste offisiële preek, wat hy gegee het, vir die multitudes, wat hom gevolg het. En ons het ook gesê, onthou julle die eerste keer toe ek het gesê, hy het bo gestaan, en dit was toe nou nie bo nie, en Jace het my daar reghelp, hy het eintlik onder gestaan en opgepraat, want dit is hoe daai amphitheaters gebou is, né? En multitudes het hom gevolg, en as jy daar staan, en jy staan actually van bo af en kyk onder toe, kan jy jouself nogal indink, daar kan duisende mense in daai vallei, of in daai amphitheater in pas wat hulle daar, maar pragtig, regtig waar baie mooi. Ek het 'n prentjie ook daar, Dylan, if you just wanna quickly just go back to that picture there. Ja, daar is die prentjie wat ek vir julle ook laasweek opgesit het, en ek het nou maar laasweek sin opgelos, alhoewel dit is nou nie waaroor ons vandag gaan praat nie. Daarna, toe ons daar klaar gepraat het, het ons so 'n bietjie gestop, en ons het gegaan na waar het alles begin. Onthou julle in Genesis, toe gaan ons nou terug in Genesis 3 spesifiek, daar waar Adam en Eva, waar die sondeval begin het, en hulle van die vrug, in die middel van die tuin geëet het, en daar val die hele wêreld in, daar kom vat Satan die title deed van die aarde. En alles deur die hele Ou Testamentiese tyd het hulle al daai wette gehad waarvolgens hulle geleef het. 613 wette, as ek my nou nie mistake, die nommer van wette nie, ek mocht dalk daar op so klein bietjie verkeerd wees, ek het lanklaas op dit ingegaan. Maar Jesus kom toe met die saligsprekinge, of met hierdie Beatitudes, en hy kom stel koninkryk voor aan die multitudes wat hom volg, om vir hulle te sê, hoorie, daai 613 wette, wat julle nou nog die hele tyd volg, né? Want as jy Israel toe gaan, dan sien jy dit so duidelik daarin. Ek het altyd, laas keer het ek het ook vir julle gesê, in die hotel waar ons gebly het, was 'n goeie voorbeeld daarvan. Nou, deur die hele week is daar 5 lifts wat daar opgaan, en hier is net 'n dom voorbeeld, maar dit is een van daai wette. Ons die werk wat jy nou nie mag doen, en hoe hulle dit sien nie. En daar is 4 of 5 of 6 lifts wat daar is, en deur die week, jy kan enige lift kies, en jy kan vloer 2 druk, dan gaan hy vloer 2 toe, en jy kan vloer 5 druk, en die lift gaan vloer 5 toe. Maar, op Shabbat, op 'n Vrydag, van 'n Vrydag aand af tot 'n Saterdag aand, né? Dan verander dit so, dat net 2 van daai lifts vir die Gentiles is. Met ander woorde, vir nie Jode. Hulle kan in daai 2 lifts ingaan, want daar kan jy druk vloer 8, dan vat hy jou na vloer 8 toe, en of jy kan druk vloer 10, dan vat hy jou na vloer 10 toe. Maar as jy 'n Jood is dit werk om die lift se knoppie te druk. Want dit is een van hulle wette, so daai lift van hulle stop by elke liewe vloer. En ek het myself 2 keer in daai lift bevind. En ek het nie verstaan, ek kyk so vir hulle, want sê ek, maar niks van hierdie liggies is aan nie. Hoekom stop hierdie ding by elke liewe vloer? Stop, en toe bly ek in Lisa daar, ek dink ons het op die 19de vloer gebly omtrent. So, dit het my omtrent 3 ure gevat nadat ek geëet het om daar by my kamer uit te kom, want ek het dit nie geweet nie. Die eerste keer toe ek in Israel was, sê nee, hoorie, dis een van die wette. Op 'n Vrydag aand daar, dwarsdeur tot Saterdag aand toe, druk hulle niks knoppies nie, want dit word geconsider as werk. So dis een van die 613 wette wat hulle nou daar het. En in elk geval, Jesus kom, en hy abolish
Dit is die regte woord. Hy kom breek daai 613 wette. En hy sê, ek is die wet. Hy sê, ek is die koning. En nou verander daai hele prentjie. En natuurlik, ons weet wat is Jesus se ministry, ons 'n bietjie daarop ingaan, hoe Jesus se ministry op aarde begin. Hy's gebore, sy opbrengs, waar sy ministry begin het ek dink op die ouderdom van 22 of 32, 33 jaar oud toe sy ministry begin het. En natuurlik op die ou einde het hy vir ons sondes gesterf, vir al ons sondes, ons siektes, alles het hy voor gaan sterf op die kruis, vir elke ene, of jy 'n moslim is, en of jy 'n hindoe is, en of jy 'n Christen is, en maak nie saak of jy 'n Roman Catholic is, of 'n Jehovah's Witness is nie, dit maak nie saak nie, hy het vir almal op die kruis gesterf, almal wie hom aanvaar. Hy het vir almal, even die wat hom nie aanvaar, laat ek dit net regstel, even vir die wat hom nie aanvaar nie, het hy op die kruis gesterwe, maar daar is iets required van hulle kant af ook, en ons sal nou 'n bietjie verder daarin kyk. En in elk geval, hy is dood, hy is begrawe, hy het na 3 dae, het hy opgestaan, hy het opgevaar na die hemel toe, en hy sit nou aan die regterkant van God, en daar is daai 613 wette, klaar. Dit beteken niks meer nie. Maar, dan kry jy party mense wat sê, nee wat, ons is nie meer onder die wet nie, dinge is nou makliker en goeders, maar weet julle wat, in actual fact, is dit nou baie strenger, as wat die 613 wette was, want die wette wat oor is, dit waar hy op ons judge, of ons hom ken, of ons hom volg, nie die wat die wêreld volg nie, word nou baie erger opgejudge. Hy sê nou, net 'n voorbeeld, sê vir ons, in daai tyd, ek meen ons weet hoeveel van hulle het, hoeveel van die manne, even van die profete het multitudes van vrouens gehad, nou sê hy vir ons, nee, nou is jy getroud aan een vrou, en as jy net na 'n ander vrou kyk met last, het jy klaar adultery van die hart gepleeg. Net een voorbeeld, wat ek vir julle daarso gee. So 'n baie strenger wet, as wat daai tyd toe was, of wat in daai tyd was. En so bou dit dan nou op. En ja, dan, ek het vir julle, soos gesê, ons het dan gepraat oor die sondeval, en ek moet nou begin aanbeweeg na die volgende. So ek wil net so sê, hy kies toe nou hierdie berg, hierdie Mount of Beatitudes, Salig spreek omdat dit 'n natuurlike amfitheater is met berge en valleie rondom dit. En hy begin nou die koninkryk van die hemel af, wat nou op aarde is, begin hy nou aan die mense bekendstel. Maar hy stel dit nie bekend in 'n manier wat die mekaar is nie. Want niks wat Jesus gedoen het, is uit orde uit nie. Alles is in perfekte volgorde, soos wat hy dit beplan het, en soos wat dit moes gebeur het. So elkeen van hierdie, die poor in spirit, those who mourn, the meek, the hunger and thirst, or those who hunger and thirst for righteousness, the merciful, pure in heart, peacemakers, en persecuted for righteousness. Dis in daai spesifieke 8 volgordes geskryf, oor dit die stappe in die koninkryk is, hoe dit is, en ek sal, hoe dit werk, van die dag wat jy jou hart vir die Here gee, dwars deur, totdat jy bereid is, as bruid van Christus, om jou lewe neer te lê vir Jesus. Wanneer jy gepersecute word vir righteousness, en jy is nie bang om dood te gaan nie, want jy weet presies waartoe jy gaan, as wat ook al met jou gebeur. En dis moeilik om daar uit te kom, laat ek vir julle sê, want ons het Sondag so 'n bietjie daaraan geraak, en ek het gesê, hoor hierso, dis maklik om dit te sê, hoor hierso, ek is bereid, om vir Jesus dood te gaan enige tyd, maar sal jy dit nog sê, wanneer hulle jou onderste bo op 'n kruis hang, en olie oor jou gooi, en reg is om in jou brand te steek? Sal jy dit nog steeds sê, as hulle jou in 'n pot kookolie in wil gooi, soos wat hulle met Johannes gedoen het? Of die disippels vervolg het, ek meen, almal van hulle is wreed doodgemaak, behalwe nou natuurlik Johannes, wat in olie gegooi was, en hy toe nou niks meer keer toe hy aan die ander kant uitkom nie, en hy is al die ene wat geleef het tot 'n ou ouderdom, is ook die author, en amper sê ek nou die skrywer, maar ek weet as ek nou sê skrywer, dan gaan Jakob vir my die regte woord gee vir dit, so ek bly maar by author, so dan weet ek dis reg, so hy is die author van die boek van Openbaring, Johannes, ja, die boek van Openbaring, en daai boek van Openbaring is aan hom gebaar, en hy sê dit vir hom gegee op die eiland van Patmos. En die van julle wat ooit so gelukkig kan wees om daar op 'n boot te gaan daar na die Griekse eilande toe, dit is waar dit is. Ek het nie eens geweet
toe ons daai eerste keer na daai eiland toe gaan, en ek vertel hierdie net 'n vinnige storie, want dit het niks uit te waai met vanaand nie, maar ek het so min geweet, né, van die Here af die eerste keer toe ek en Lisa, ons was net op 'n vakansie gewees, ons het 'n toer gedoen, so op 'n boot. Toe kom ons by die eiland van Patmos uit, toe vat hulle die mense na die grot toe, of die tronk, wat hulle beweer, Johannes was in gewees. En toe ons, hoekom sal ek nou na dit wil gaan kyk? Van al hierdie plekke wat ons nou toe gaan, ek wil beach toe gaan, of ek wil na die restaurante toe gaan, of ek wil in die strate gaan rondloop, daar in die mark gaan rondloop, maar nee, my vrou, nee, sy wil daar na die hokkie toe gaan, na die tronk toe gaan, en ek kan dit nie verstaan nie, want op daai stadium het ek gedink, Johannes is, of John, soos hulle sê, was een van die Beatles, jy weet, dit is wie ek geken het as John, jy weet, nie John wat die boek van Openbaring geskryf het, ek het niks daai tyd geweet nie, min wetende, laat 'n hele paar jaar daarna, sou dit die boek gewees wat Jesus vir my gee, of wat Heilige Gees vir my gee, wat hy vir my, toe ek vra, Heilige Gees, okay, hier is ek nou, ek gaan nou hierdie Bybel oopmaak in 'n boek, en daar waar hierdie boek oopmaak, dit is waar ek gaan begin lees, want ek het nie 'n klou waar om te begin nie, en toe maak hy boek, toe ek hom so oopmaak, toe val hy op die voorbladsy, die prentjie bladsy oop van die boek van Openbaring, en dit is toe nou waar my journey begin het, daai, en my broer, het my so aangekyk, want ek meen, daar's baie mense wat bang is om my boek net aan te vat. Nee, dit is regtig so. En hy is nou nie bang om my boek aan te vat nie, maar hy het my so aangekyk, hy sê vir my, hoor, so normale mense, nee, begin dalk hier by die Gospels, nee, of daar aan die begin, nee, nie aan die einde in die laaste boek van die Bybel nie, dit sal dalk beter wees vir jou, om net hier by die Gospels te begin. Sê ek, hoor so, dit is hoe ek gebid het, ek het gevra, Here, waar hierdie boek nou oopmaak, is waar ek gaan begin. En ek het op die boek van Openbaring begin, en daar het 'n ministry was daar uitgebore, wat ek en JC en Lisa en Adele en Adelaide en hele klomp wat nog hier so sit, Johanay was al saam met ons gewees, dan die Bets was al saam met ons, meeste van julle wat hier sit, was al op 'n Warrior Bride gewees, wel, baie van julle, laat ek nie sê meeste nie, baie van julle, en volgende naweek, het ons die Warrior Bride daar in, ek weet nie of JC dit afgekondig nie, maar ek gaan dit maar net weer vir julle sê, volgende naweek het ons die Warrior Bride weer hier so in Kreeusdorp by op die stal, en as julle niks het om op daai Saterdag te kom doen nie, dit begin 9:00 in die oggend, dit kos R280 per persoon, dit sluit 'n ete in vir almal, ons gee vir julle 'n boek, dit is 'n hele dagse konferensie, wat ons daar het oor die boek van Openbaring, so as daar van julle is, wat belangstel, om soontoe te kom, asseblief laat weet ons, daar is kaartjies beskikbaar, en daar gaan verseker 'n paar blessing kaartjies ook wees, vir die van julle wat dit nie kan bekostig nie baie van hulle nie, maar daar gaan sekerlik 'n paar wees, so laat weet ons asseblief, so volgende naweek in Kreeusdorp as julle wil, maar, daai was verniet, ek het net gou vinnige advertensie gedoen daar, ek hoop ek kry my geldjie in die koevert vir die advertensie wat ek dan gedoen het, sien ek is nou nie 'n influencer nie, maar ek kan 'n advertensie tussenin gooi, daar is nie 'n probleem nie, ne. So, daar sy, so ek, en natuurlik toe ek vir julle die 2 video's gespeel, onthou julle daai 2 video's van The Chosen, wat ons net so saam gekyk het van waar Jesus die Beatitudes, fisies op die Mount of Beatitudes vir hulle begin, waar hy Matthew na hom toe kom, Matthäus na hom toe kom, en hy sê vir hom, okay, hy weet nou wat hy wil sê, en daar begin hy, blessed is the poor in spirit, en dit was so mooi geweest daar, ek love het om dit te kyk, maar in elk geval, dit is die vinnige round-up van waar ons was, ne? So, dan begin ons vanaand, en ek lees vir ons vanaand hierso, ek gaan dit net weer vir ons lees in Engels, van Matthäus 5 vers 2 af, and he began to teach them saying, how blessed are those who are destitute in spirit, because the kingdom from heaven belongs to them. How blessed is those who mourn, because they will be comforted. How blessed are those who are humble, because it is they who will inherit the earth. How blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, because it is they who will be satisfied. How blessed are those who are merciful, because it is they who will receive mercy. How blessed are those who are pure in heart, because it is they who will see God. How blessed are those who make peace, because it is they who will be called God's children. How blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, because the kingdom from heaven belongs to them. How blessed are they who
whenever people insult you, persecute you, and they say all sorts of evil things against you falsely because of me, rejoice. Hoor wat sê hy so in vers 12. Hy sê rejoice and be extremely glad because your reward in heaven is great. That's how they persecuted the prophets who came before you. Okay. Sê ek also waar, ons het gepraat oor Genesis 3, ek wil nie terug gaan sien toe nie, maar die teenoorgestelde van die evil empire, as ek het so kan noem, is humility, nederigheid, en geregtigheid, goddelike nederigheid en geregtigheid, en om regtig waar 'n peacemaker te wees, en hierdie verskillende beatitudes waardeur ons vanaand gaan. Maar, in 'n geval so, ek wil vanaand begin, deur vir ons na die eerste stap toe te gaan. Nou, Dylan gaan nou hierso by my moet bybly, want ek het hierso, en hier is die gedeelte disclaimer, ek sê nou, weet, daar is mos 'n disclaimer, en as hy nou in 'n plekkie ingaan, waar, jy moet nou weet, hierso gaan daar dalk nou op 'n paar tone getrap word, en 'n paar dinge gesê word, wat partykeer 'n mens se hart bietjie ruk aan die binnekant, né? Dan is daai nou die tyd vir daai disclaimer, om te sê, ek het 'n paar fotootjies hier opgesit tot op so 'n mate toe dat hulle na my toe gekom het en sê, Tinus, dis 'n bietjie rof daai foto. Ek het dalk net so 1 of 2 goedjies bietjie geblur vir jou hierso op dit, né? So hy het dit net vir my mooier gemaak, maar julle sal nog steeds die prentjie kry wat ons probeer deur, of wat ek vir julle probeer sê hierso. Maar in elk geval, ek wil net voordat ons by dit kom. So Jesus kom om heerskappy, autoriteit, né, na hierdie aarde toe te bring, en hy bring dit in stappe vir ons na die aarde toe, die beatitudes. Hy sê, eers moet jy nederig word, bekeer jou, volg God, leef reg, wees genadig, wees opreg, bring vrede, bly getrou, al kos dit jou iets. Al kos dit jou alles. Want dit is eintlik wat hy daar moet sê, dit sê eintlik, bly getrou, want dit gaan jou alles kos. Dit gaan jou alles kos, om Jesus te volg. Dis nie 'n maklike pad nie, dis maklik om gered te word. Dit is maklik. Maar om daai pad van sanctification te volg, daai heiligmaking proses, waardeur ons almal gaan, wat jy doen vir die res van jou lewe, totdat Jesus ons kom haal, of totdat jy doodgaan die dag, né? Dis 'n heiligmaking proses. Jy het nooit arrive nie. Kan ek dit maar so sê? Ons het nog nooit gearrive nie. Dit maak nie saak of jy 'n persoon is wat die Here al dien vir 50 jaar nie, en of jy 'n persoon is wat die Here vir 5 jaar dien, of 5 maande dien nie. Jy gaan nooit arrive nie. Ons gaan altyd foute hê, want ons lewe in 'n gefalle wêreld, soos wat ons het verduidelik het in Genesis 3, wat ons laasweek oor gepraat het. Ons lewe in daai gefalle wêreld, en oordat ons in daai gefalle wêreld lewe, en Jesus nog nie die title deed van hierdie aarde kom terugvat het nie, né? Gaan ons altyd foute hê in ons hê. Ons gaan altyd sonde doen. Ons het 'n sondige natuur wat binne in ons is. Maar, as ons Jesus volg, en ons submit onder sy woord, dan beloof ek vir jou dit, belofte, môre sal jy beter wees as wat jy vandag was. En die dag daarna sal jy beter wees as die vorige dag, en die dag daarna sal jy beter wees as die vorige dag. Al lyk dit met jou oë, met jou fisiese oë waarmee jy kyk, nie vir jou of daar veel gebeur nie. In die gees gebeur daar massive goed. En ons het Sondag ook al oor gepraat van sê, hoor, so ons battle is nie teen vlees en bloed nie, maar teen spiritual forces, daar buite, princes and principalities in dark places, né? Maar in 'n geval, okay, so ons begin by Matteus 5 vers 3, en hy sê, blessed is the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So hier praat hy van die arm van gees. So, stap 1, as jy nog nie die Here ontmoet het nie, stap 1 praat met daai mense wat ieder nou net die Here ontmoet het, of wat op 'n plek in hulle lewe is, waar hulle nie meer kan aangaan, soos wat hulle voorheen aangegaan het nie. Ek het op stap 1, dit was die ergste dag seker in my lewe, daai aand toe ek aan daai kroeg van my sit, en half getrek, en ek voel hoe die Here vir my sê, hoorie, waarmee is jy besig, Boeta? Waaraan toe gaan jy? Sê, dink jy jou besigheid beteken vir my iets, hier in die dorp? Dink jy, die vriende waarmee jy nou vriende is, beteken vir my iets? Ek is lief vir hulle, maar dink jy dit beteken vir jou ietsie? Wat kry jy daar uit
eenvoudige, een-dimensional lewe wat jy lewe, wat kry jy daar uit? En slaat dit hou binne, né? Dan besef jy, dit is stap 1, jy is arm van gees. Daar's niks binne in jou nie, jy is so leeg soos, wel hierdie hout kan ek nie sê is leeg nie, maar dit klink so, né? Ek sal wag tot ek die water klaar gedrink en dan klap ek so op die botteltjie, dis leeg. Hier binne, waar dit saak maak, né, waar daai beacon wat God vir ons almal ingeplant het, né, is leeg. Daar's niks en jy voel ook so. Baie van ons gebruik juis die goed wat ons gebruik, oordat dit so leeg is hierso binne. Baie. En ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. Hy sê hierso, of ek sê so nie, hy sê so nie. Hy sê hierdie is waar jou journey begin. Hier waar God se koninkryk nou in jou lewe begin inmeng. Dit is actually nie die mooiste van woord nie, maar hier begin hy, Heilige Gees begin jy nou hierso te shape, jy begin nou agterkom, hoor hierso, jy het nou daai call gehoor, daai beacon wat binne in jou so twing, 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 maar jy het begin respond op daai beacon, en jy sê, Here, is dit regtig jy? Is dit regtig jy, verbeel ek my, of is dit so, maar as jy dit voel vir die eerste keer, nee, is dit unmistakable, daar's nie 'n feeling soos dit ooit in die wêreld nie. Want ek was 'n ateïs gewees, en ek meen, die meeste van julle ken al hierdie stories, so ek gaan nie op dit ingaan nie, maar ek was 'n ateïs gewees, en ek het in niks geglo nie. So daar was vir my geen rede in hierdie wêreld, toe ek daar sit en kuier saam met my pelle, met 80s music wat gaan, en Jagermeisters wat loop, en sigarets wat gaan, en pornografie op die fone tussen die pelle deur, wat ons hierso vir mekaar wys en goeders, niks daar, né, het my ooit laat dink aan God nie. Laat ek julle dit sê. So, as niks my na hom toe getrek het nie, wat is dit wat my na hom toe gebring het? Daai beacon, wat in almal ingeplant is. Dit is net so, die roeping. Niemand kom na God toe, né, behalwe as hy hom nie trek nie. Niemand. En hy trek almal van ons trek hy. En jy moet respond op dit. En party mense doen nie. Hulle doen net nie. Maar in elk geval, ja, so jy voel depressed, jy voel angstig, jy voel of evil net nie van jou af wil weggaan nie. Elke tree wat jy vorentoe gee, voel dit vir jou, jy vat 1 tree vorentoe, en dan kom sla die vyand jou 5 tree terug. Jy kan net nie voorkom nie, of het nou in jou finansies is, en of het met jou familie is, en of het met jou addictions is, en het gaan baie dieper as dit in, en ek gaan nou vir julle wys hierso, want ons dink altyd net, né, aan die groot 5, pornografie, alcohol, drugs, jy weet, bitterheid, onvergifnis, ons dink altyd net aan daai goeders, maar daar is actually baie meer as dit, en ek gaan vanaand 'n paar van dit vir julle wys hierso. So, ja, in Johannes 6:44 sê hy, niemand kom na my toe, of niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ne? Jy sien, ek het nie my bril aan vanaand, ek realize nou eers, ek het hom ook nie hier nie, my oor raak beter, as hy, ne? Ek het bid vir hierdie oor. As hy, so, daai eerste stap, ne, en ek kan nou maar vir Dylan vra, hy kan nou maar oorgaan na daai eerstes toe. Hierdie lees ons in 2 Timoteus 3, waar ons hierdie lees, en hierdie is baie belangrik, want ek wil hierdie 'n prentjie vir julle skep van hoe lyk ons as ons arm van gees is, stap 1. Dit is hoe ons lyk heeltemal arm van gees, jy weet nie waar jy inpas in die wêreld nie, en hierdie 2 Timoteus 3, en ek gaan hierdie, Dylan kan nou net op hierdie, you can just stay on this first picture, Dylan, ek gaan net vinnig deur die hele een vir jou lees, ek gaan een vir een saam met julle deur, dan sien julle hoeveel wapens het die vyand, waarmee hy werk, en dit is nog steeds nie almal hierdie nie, maar hierdie is 'n goeie idee wat dit vir jou gee, hoe lyk arm van gees. Hy sê so, in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, hy sê, you must realize, however, that in the last days, difficult times will come. Which days? Last days. Wat se tyd lewe ons nou in? Last days, né? In hierdie tyd waarin ons nou lewe, difficult times will come. Hoekom? People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy,
unfeeling, uncooperative, slanderous, degenerate, brutal, hateful of what is good, traitors, reckless, conceited, and lovers of pleasure rather than lovers of God. They will hold an outward form of godliness but deny its power. Stay away from such people, for some of these men go into homes and deceive foolish women who are burdened with sin and swayed by all kinds of desires. These women are always studying but are never able to arrive at the full knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men oppose the truth. They are depraved in mind and their faith is a counterfeit. But they will not get very far because, as in the case of those two men, their stupidity will be plain for everyone. Wild, né? Wille woorde daai, wille woorde. Maar in elk geval, julle vra vir my, hoe lyk dit as 'n mens arm van gees is en jy ken nie die Here nie en jy is vasgevang in wat die wêreld vir jou aanbied, daar buite. En hierso sit mense, hierso binne kinders, hier sit groot mense, hier sit jong mense hierso binne, wat nie die grootste van voorbeeld van ouers gehad het nie, of nog steeds het nie. Vir ons ouers en ons maas en paas dalk nie die perfekte voorbeeld vir ons is van hoe dit moet lyk daar buite nie. Hulle het ons nog nie op die regte pad gehelp nie, né? Maar ek wil vir julle net hierdeur laat sê, en dan daarna gaan ek dit vir julle sê, wat is die goeie kant hiersovan. Maar laat ek eers net by die slegte kant begin. So hy sê daarso, eerst ene, you must realize however that in the last days people will be lovers of themselves. En julle kan maar na die linkerkantste prentjie daarso kyk, love yourself, né? So baie van ons met ons fone, en ek nou gaan in my foon is daar agter, ek kan nou nie eens onthou waar is nie, maar in elk geval, lovers of themselves, so orals waar hulle gaan, ek kan dit nie geglo het nie, ek en Lisa so, wanneer was, so rukkie terug is ons tokke toer gehad, en daar is 'n vrou, en ons kyk na hierdie groot kerk wat daar in Barcelona is, ons kyk na hierdie ding, en hier kom 'n vrou verby ons gestap, maar sy het ek weet nie wat om hier die tripod wat hulle mee, of die stokkie wat jy jouself in insit as jy wil foto's neem, sy kom hier so en sy stap hier sommer te in die middel van my en Lisa deur, ek en sy spat sommer so, en ek sien nee, sorry, maar dit is bietjie warm, maar sy kom daar aan met 'n leeuwtaart, ek weet nie wat dit is nie, maar dit lyk net weird, ek sê, ek verstaan dit nie, ek en Lisa kyk so vir mekaar, ek dog, sy is seker nie lekker of iets nie, want ek meen, dit is, hoe trek jy so aan, né? Hier so in die middel van hierdie warm, ek sê vir jou, dit is so warm, my gesig smelt af, né? En hier kom sy stamp almal weg, sy druk haar tripod daar so in, sy sit haar selfoon in en daar begin sy, die kant toe, dan die kant toe, en dan so die hand hier op die voorkop, soos Leonardo DiCaprio, né? Ek sê vir jou, ek kon dit nie verstaan nie, en dan sy op 'n klip, dan gaan lees hy daar op 'n klip, maar jy moet hoog opklim, maar om bo op die klip, dit is die weirdste, en ek en Lisa, ons vergeet hoe kom ons nou, ek en sy, ons kan dit nie help nie, ons kyk vir hierdie vrou en ons lag, want so self-centered, ek weet nie wat om anders daarvan te sê nie, alles, en almal moet weet sy is daar, so alles gaan oor haar, me, myself and I, onthou julle Sondag het ons daaroor gepraat, die unholy trinity, alles in die wêreld gaan net oor jouself, lovers of themselves, lovers of money, die regterkantste prentjie, en ek het vir julle Sondag ook gesê, toe ons daaroor gepraat het, daar is niks fout om geld te hê nie, maar die liefde daarvan is waar die probleem lê. Jesus het nooit gesê, hoor jy mag nie, jy moet brandarm wees nie. Mense verstaan daai, ons het Sondag oor die skat ook gepraat. Hy het nie, waar ons gepraat het van die skatte, waar die weggesteekte skat, maar waar hy ook gesê het van die een, hoor jy gaan verkoop alles vir die servant, jy moet gaan verkoop alles in goeders. Want hy probeer vir ons die erns verduidelik van koninkryk, van wat het gaan kos om hom te volg. Ne? En the lovers of money beteken nie, geld is 'n slegte ding nie. Maar as geld jou be all and end all is, ne, is dit 'n probleem. As geld jou relationship met Jesus vervang, of dit hinder, dan raak dit 'n probleem. Wanneer daar, en ons sien dit, die van die ding is, 'n mens dink altyd nie, dis net tussen mense, hoor jy, dis in kerke ook. Ons sien mega churches daar buite, né? Baie, reg oor die wêreld,
Wat ek en Jay sê het, en ek sal vir hy het my vanaand voordat ons hier so begin het hy vir my 'n video gewys. Van 'n pastoor wat openlik in 'n charismatiese kerk, wat openlik sê oor maar Jesus is nie God nie. Hy sê, en hy is nie bang om dit te sê nie, en hy het een van die grootste kerke in Amerika. Grootste kerke in Amerika. Nou, hoeveel mense lei daai ou weg van die Here af? Mense moet jouself vra, want vir hom gaan dit oor die private jet wat hy invlieg, die Bentley wat hy ry, die kar wat hy ry, die huise by die see wat hy het, hoeveel stoks hy het in Bitcoin, en dit gaan oor net vir hom oor geld, die liefde van geld, en sy hele ministry is gebou op wat hy kan kry, en nie wat die mense daarvoor is nie, wat hy uit die mense kan kry. Sy 90, jy kan maar hoor ook maar, 60% van daai mense se preke, ne, gaan oor gee asseblief vir die kerk, ne, en daar's, glo my, ons almal weet dit, die kerk hardloop nie op water nie, ne, dit is so, gee is belangrik vir 'n kerk, dit is baie belangrik, dit wys ook vir die Here het nie jou geld nodig nie, maar dit wys hom jou hart, dit beklemtoon jou hart, wat in jou hart aangaan, en daar's 'n groot gevaar daarin as jy lief word vir geld, want geld lei jou weg van die waarheid af. Dit bring jou nie na die waarheid toe nie, as jy liefde daarvoor het, 'n liefde daarvoor, en daar's 'n groot verskil, 'n fyn lyn tussen dit, maar ons moet dit net weet. Sê, arrogant, of die volgende ene daar so, Dylan, the next one is boastful and arrogant, ne? Baie dieselfde, ek meen, is brag, jy weet? Ek het hierdie besigheid gebou. Dis wat ek sê, ons dink net altyd aan die 5 groot sondes, pornografie, drank, maar ons vergeet boastful om die hele dag rond te loop en vir mense te vertel, hoor jy, hoe goed is ek? Ek het hierdie besigheid begin. Dis my handewerk hierdie wat dit gedoen het. Nie die Here het my gebless in hierdie besigheid en hy het vir my deure oopgemaak nie. Ek het hierdie besigheid gebou. Ek het hierdie kerk gebou. Groot probleme. Arrogant, arrogansie, verskriklik baie daar buite. Daai was ek jy kan maar as wel daai mannetjie aan die regterkant se gesig uitknip en myne daarin gesit het, want dit is so. Nee, arrogant was ek, baie. En die Here kom maak jou vinnig saais hoor. Vinnig. Hy maak jou nie saais nie, al wat hy doen is, hy los jou net vir so rukkie, laat die duiwel dit kom doen. Dit is so, want as die duiwel wat dit kom doen, hy staan net een kant en sê, hoor jy het nie my hulp nodig, you've got this. Ne? En net so, dan vind jy jouself in plekke waar jy nie wil wees nie. Nee, next one there, Dylan. Abusive, en dan hierso, ek hoop, kyk jy al julle kinders. Dan sê, maar kom ons begin by die abusive, ne? Baie keer kyk ons dit mis, ne? Abusive. Ek meen, abuse kom in baie verskillende vorms, maar abuse is abuse mans aan vrou, dis altyd wat ons aan dink, net die mans aan vrouens, mans wat vrouens slaan. Maar dis die ander kant om ook, hoor, laat ek net gou vir julle sê, ek het ons al op 'n paar keises afgekom met tannies wat, jy sal lig loop vir hulle, ne? Jy loop lig vir hulle, wat ek trippel aan die kant toe, ek vat liewer vir ou Neil, wat op 'n Sondag hier sit as party van daai tannies, ne? Jy kan baie vinnig in die moeilikheid kom. Maar dit is so, maar dit is ook, dit is nie net fisies nie, dit is ook verbal, waar jy mense, dit is vieslik, dit is waar jy mense afbreek met die mond. Jy het verbal abuse. Dit is ook, dit is 'n sonde daai, ne? Dis as jy arm van gees is, dan is dit maklik. Dis maklik daai om dit te doen, om mense af te breek, sonder dat jy eers agterkom, jy breek hulle af. Next, en dan disobedient to parents. Ek hoef nie veel daaroor meer te sê nie. Ek sê, ek moet met my kinders daagliks, moet ek hulle vertel van, hoor hierso, eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou sal goed gaan en jy lang kan lewe. Eer jou vader en jou moeder. En Jay sê altyd dit vir ons. Die woord sê nie vir ons, eer jou goeie pa en ma nie. Dit sê, eer jou ma en jou pa. Maak nie saak wat hulle aan jou gedoen het, en hoe hulle jou gehanteer het, of whatever nie. En dit kan partykeer baie taai wees, want regtig ons het stories al gehoor, nie gehoor nie, gesien met ons eie oë, van lelike dinge wat ouers met hulle kinders gedoen het, hoor. Lelike dinge. Dan moet daai kinders het nog steeds in hulle harte vind om daai ouers te vergewe. Want hulle moet hulle ouers nog steeds eer.
Maar gelukkig weet ons, God is ons pa. Hy is ons regte pa, né? Ons ewige pa. En dit is vir hom wie ons lewe, maar ons aardse paas moet ons ook eer. En julle sal nou seker vra oor die tieners, maar hoekom gaan jy nou deur al hierdie goeders? Hoekom is dit nodig om al hierdie goed? Want ek wil vir jou wys. Ek wil ons deur die res van dit gaan ons relatief vinnig gaan, maar ek wil hierdie is 'n belangrike punt vir my. Ek wil stop en vir julle wys hoe lyk iemand wat arm van gees is, wat nie Jesus ken nie. Wat nie Heilige Gees het wat binne in hulle bly nie. Want as jy hom nie ken nie, dan lyk jy so. Op een of ander way, jy sal identify hier met, ek kan nog hierdie prentjie kyk en daar is baie van en dan sê ek, hoor hierso, ek is nog nie klaar met daai ouetjie nie, ek het nog so 'n bietjie skaafwerk om daar te doen. Meer as een van hierdie prentjies, né? Dit is so. Volgende een, Dylan. Ungrateful, unholy, né? Jy is net grateful vir niks nie. Maak nie saak wat iemand vir jou doen, of wat die werk vir jou doen nie, net niks is ooit vir jou goed genoeg nie. Maak nie saak wat hulle doen nie. En dan daar natuurlik unholy is die ene wat Dylan nou toe besluit het, hy gaan vir my uitblur die vingertjie wat op is, maar jy kan net imagine wat is die vingertjie wat opgaan, en dan kan jy ook daar aan die agterkant lees, live how you want, né? Lewe soos jy wil, in jou eie wil, maak nie saak wat die woord vir ons sê nie, lewe soos ek, al wat saak maak is ek, unholy. En daar is ons almal weet, satanisme is oral in Dubai, net 'n interessante storie, ek het dit die ander dag toe sien, ek weet, hulle is baie naby aan klaar met die drie torings, wat hulle het julle gesien, die 3 torings wat hulle nou so saambring, wat nou jou 3 verskillende gelowe in een inbring, want ek meen die tyd kom nader waar die gelowige unite gaan word, waar daar 'n one world religion gaan wees, en dan jy het jou Christenskap in die een toring, en jy het jou moslims in die ander toring, en dan jou hindoes en al die ander, maar ek weet nie hoe hulle dit presies opmix nie, maar al hierdie gelowe is in een gebou, in een kompleks, net in 'n verskillende gebou, maar dit is alles deel van een perseel, en waar hulle al klaar besig is, om die mense te groom, vir wat gaan kom, né? Unholy. Want wat sê Jesus, wat sê hy vir ons in Johannes 14 vers 6, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, deur my nie. Hy sê nie, jy kan deur Mohammed werk nie. Hy sê nie, jy kan deur Boeddha werk nie. Hy vet, goue mannetjie nie, né? Nou nee, laat ek nou nie verder daaroor praat nie. Net as Lisa 'n blikkie goue sprei vat, ek sit baie keer so op my bank, nou dan lyk dit, as jy my goud sprei, sal ek ook seker so lyk, né? Maar nevertheless, soos ou Boeddha of Mohammed. Dit is net so. Next one there, Dylan. Ons is amper deur hierdie. Unfeeling. En daar kan julle sien, is net so 'n prentjie van 'n ou wat beseker maar by sy ouma sit. Ek weet nie, maar hy is liewer op sy selfoon. Worry nie. My ma het vir my gesê, ek moet vir my ouma gaan kuier in die hospitaal, maar ek is nie lus nie. Maar gee my maar net my selfoon, ek sal hom daar langs my hou, en kan ek Fortnite speel, terwyl my ouma suurstof kort, of whatever the case may be. Jy weet, dit is net so, hulle voel net mee, en ek sê, uncooperative, hulle wil net nie, die dae, ons sien dit met ons kinders, die dae van pak sla, is verby. Ek bid so hulle wil dit terugbring. Vader weet, ek sê vir ek sal so bly wees, die dag as ons dit kan terugbring, want ek sal vir julle sê, my pa, né? Nou hy het sy foute gehad, né? Baie. Net soos wat ek my foute het, maar ek het dadelik geweet, né? Wanneer daai ouetjie nou op my alie gaan val. Ek het dit baie duidelik geweet, en ons het dissipline, ons het groot geword met dissipline, en met maniere, en jy sien dit net nie meer vandag, met kinders vandag nie. Vandag as jy jou hand, as jy vir jou eie kind lig, dan kan hy jou hof toevat. Jou eie kind, né? En dit is die probleem, ons kinders word groot sonder dissipline, hulle word eintlik ruggraatloos groot. Hulle het niks ruggraat nie, hulle weet nie om vrouens te hanteer nie, want hulle het nooit die voorbeeld gehad by die huis nie. Totally. Ons dink nie aan sulke goed wanneer ons aan sins dink nie, né? Van arm van gees is nie, soos ek jou sê, ons dink net altyd aan daai groot 5, maar ons dink nie aan daai goedjies nie.
Alles wat bydra tot die sin. Wat jou uiteindelik laat lei om jou vrou te verneek. Wat uiteindelik daartoe lei, laat jy addicted word aan dwelms en aan drugs, dwelms en aan drank, en aan pornografie, en aan seks, en aan, maak nie saak wat dit is nie. Bestiality, ek weet daar is soveel verskillende goeders, ons dink altyd net aan daai goed, maar ou vergeet van die jaloesie, jy vergeet van die skinder, jy vergeet van daai goedjies, en ons gaan nou weer dit kom, Dylan, next one there. Slanderous en degenerate, ja nee, ek het daar so gesit, slanderous is skinder. Dit doen ons baie, en is 'n groot ding, skinder lei tot lelike dinge, jong, skinder breek mense se huwelike op, skinder breek families op, en dan natuurlik die degenerate, ons community, ons alfabet community, wat ek hulle noem, jy weet, die alfabet mense, die LGBTQI++, kwadraat mal 3, ek weet nie waar ons nou al nie, maar in any case, dit is net so, degenerate, dit is generasies wat degenereer, as ek het so kan sê, wat net agteruit gaan, waar mans nie meer mans is nie, waar mans wil vrouens wees, en vrouens wil mans wees, en kinders kan as hulle kan begin praat, kan hulle kies, wil hulle 'n man wees, of wil hulle seentjie wees, of wil hulle 'n dogtertjie wees, wat wil jy wees? Jy kan self kies. Next one there, Dylan. Brutal, ja nee, ek meen daarvan hoef ek nie veel meer te sê nie, nou brutal, ons lewe in 'n brutal wêreld, waar, ek vat sommer net 'n voorbeeld, ons almal, nou, daar seker nou baie mense wat nou nie met my saam gaan stem nie, maar ek kyk byvoorbeeld, partykeer dan, land dit so op 'n Sondagoggend, voordat ek nou, terwyl ek besig is om te prepare, om kerk toe te kom, as ek moet voorbring, dan sit ek hom aan, ans UFC aan, want dit is gewoonlik wanneer dit aan is op 'n Sondag, dan kyk ek hoe daai twee vrouens, né, mekaar slat laat die tande spat. Nie net die bloed nie, die tande spat sommer so. Dan dink ek myself, sjoe, dis daarom maar brutal hoor. Dis brutal en dit is entertainment vir mense. En dis rof daai, dis rof. So, whatever looks good on you, ek wil dan, Dylan, let's just go to the next one, I wanna just skip past this a little bit. Traitors, reckless is veral, né? Ouens wat van klifs afspring met daai pakkies wat opgeblaas is, dan gaan hulle daar deur die mense wat in Turkye op lugballonne gaan, hoe simpel is daai mense nou, né? Reckless, hou Charlie? Next one there, Dylan. Conceited, en dan daai ene veral, lovers of pleasure rather than lovers of God, né? Dit sien ons so baie vandag, né, waar ons kies liewers, né, om nie kerk toe te kom nie. Maar ons het geen probleem op 'n Vrydag aand in 'n nightclub 'n e-pilletjie te gaan pop en op die tafels te dans tot 5:00 in die môre toe. No problem with that. No problem om so getrek te raak dat jy die 4 strepe in die pad sien, en hier kan ek sommer weer met myself praat, waar jy 4 strepe in die pad sien in plaas van 1. No problem. Moet my net nie Sondag vra om kerk toe te gaan nie, asseblief. Net nie dit nie. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Next one there, Dylan. Ja, en dan sê hy so, they will hold on to an outward form of godliness but deny its power. Mense wat in kerke is vandag, hulle weet wat die woord sê, maar hulle deny die krag van God binne in die kerke, die krag van Heilige Gees in die kerke. Glo, hulle hoor Sondag in en Sondag uit, laat healing vind plaas in Siloam kerk. Ja, maar ons glo dit nie, daar is nie so iets nie. Ons sal die dag geheel wees as ons in die hemel is. Daar is nie sulke krag hierso nie. Dis wat dit beteken. So baie van ons tradisionele kerke daar buite, né, glo nie in die werkinge van die Heilige Gees nie. So baie, dit is wat hierdie ene van praat. Julle kan maar voet, ek sal dit vir julle op die groep ook sit na die tyd as julle wil. Dan net die laaste ene, soos hy sê, ek gaan sommer net dan skip Dylan, because otherwise we're not going to get done here.
En dan praat hy van hierdie alles, wel, laat ek het sommer net vir julle lees dan maak ons sommer net klaar. These women, or for some of these men go into the homes and deceive foolish women who are burdened with sins and swayed by all kinds of desires. These women are always studying but are never able to, are never able to arrive at the full knowledge of the truth. And I'd say, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men oppose the truth. They are depraved in mind, and their faith is counterfeit. Dis tough, né? Faith is counterfeit. Met ander woorde is nie. Hulle sit hier vir die verkeerde redes. Dit is basies wat dit sê. Die vyand, né? Ek wil julle net gou vinnig ietsie vertel. Die vyand stuur ook mense na kerke toe, om die unity in 'n kerk te kom breek. Kan ek dit maar sê? Dis die waarheid. Dis die waarheid. Ons het al vele gevalle gehad in die laaste 7 jaar wat ek van kan onthou. Waar ons kan net nie verstaan hoekom daar so 'n disruptive spirit in ons kerk is, en dan kom ons agter, hoor jy, sommer daai persoon bring daai disruptive spirit in die kerk in. Skinder onder die mense. Ja, het jy gehoor wat die Jay-Z gesê nou weer Sondag? Nee, ons kan nie hierna toe kom nie, gaan sê vir jou dominee of whatever the case. Disruptive, hulle disrupt, so Jezebel spirit wat in het inkom. Maar in elk geval, so, nou, vir die laaste 10-12 minute gaan ons dan nou klaarmaak met hierdie saligsprekinge. En dan wil ek vir julle nou sê, so stap 1, is, jy's arm van gees. Jy ken nie die Here nie, of jy het hom nou net ontmoet. Net ontmoet. Amazing, die grootste miracle wat daar is, né? Is as jy 'n ou vat wat glad nie eers, en ek vat myself as 'n voorbeeld hier, wat glad nie, Jesus ek wou niks met hom uit te waai gehad het nie, ek wou hom nie geken het nie, ek het gedink is 'n fairy tale nonsense. Ek het dit nie gedoen. Die grootste miracle wat daar is dat daar 'n besnydenis van jou hart plaasvind, sonder dat jy eers iets daaromtrent kan doen. As jy dit so kies, van die dag as dit gebeur, change jou hele lewe. Maar dan begin 'n fight of note. Dan begin hierdie heiligmaking proses wat ons nou gaan deurgaan hierso. Dan stap 2, sê hy vir ons Matteus 5 vers 4, sê hy, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Die wat treur. Hy sê so op stap 2, sê hy is jammer, om jammer te wees vir die sonde, en jy bekeer jouself. Jy is nou jammer vir al daai goeders wat ons nou net deurgegaan het in 2 Timoteus 3. En dit is nog nie alles nie. Ek het net vir julle 'n paar voorbeelde daar kan gee. Ek kan vir julle nog baie ander uit die woord uithaal, uit die 10 gebooie uit klomp ander plekke uit, moord, al daai goeders, jaloesie, bitterheid, onvergifnis, rebellie. Ons kan van al daai goeders nog baie praat. Maar stap 2 is jy's nou jammer. Jy is die wat treur, geseënd is die wat treur, want jy is nou jammer oor dit wat jy gedoen het. En ons hart is seer oor wat verkeerd is en ons draai het na God toe. Ons repent, dis die begin van die saligmaking proses. Jy is jammer in jou hart oor alles. Jy berou al die slegte besluite. Jy dink hieroor en bid en vra vir die Here om jou te vergewe. En of jy deel is van die wêreld en of die woord of jy deel wil wees van die wêreld, en of jy wil deel wees van God se koninkryk. Hierso maak jy al daai besluit. Hierso al klaar, val baie mense weg. Baie mense stop by stap 1. Sê hulle, hoorie, so ons kon sommer sien hierso, hierdie gaan taaf wees. Hierdie is nie, man, dit was nou lekker maklik, ek het my hart ek het hier Sondag vorentoe toe gekom, toe Jay-Z sê, hoorie, enigiemand wat gebed nodig het, of wat nog nie julle harte vir die Here gegee het nie, kom gou vorentoe. Lekker. Nou kom ons vorentoe, nou ontvang jy hierdie salvation, jy kom repent van jou sondes hierso voor. En as jy hierso uitstap, dan voel dit vir jou, jy is nou so happy and joyous met, en as jy by die huis kom, dan voel dit of die hel van self op jou loskom. Want nou begin die evil koninkryk nou teen jou werk, want nou tot en met nou het hy saam met jou gewerk. Hy gaan jou nie kom plaas jy saam met hom hardloop nie. Dis as jy teen hom hardloop waar die probleme kom. So nou ewe skielik, nou voel jy, hoor jy so, maar wat gaan nou hierso aan? Ewe skielik maandag roep my baas my in, en hier's mense by die werk wat ewe skielik van my skinder, en wat goed steel uit my kas uit, en my finansies raak weg by die werk, en jou vrou beklei met jou oor alles, en dit is waar. Maar in elk geval, ja,
Sy beklei met jou oor alles en jy weet nie hoekom sy met jou beklei nie en niks werk nie. Dit is, jou kinders rebelleer teen jou, dit voel net of die hele hel teen jou draai. Want dit is wat gebeur as jy deur die heiligmaking proses. Daai, né, is alles deel van wegchip. Dit is alles deel van die saligmaking proses wat die Here gebruik, né, om jou te vorm, soos 'n pottebakker, né, om jou te vorm, om op die ou einde bereid te wees om jou lewe op te offer vrydelik, sonder dat jy eers daaroor worry. So stap 2 is, jy is bekeer van jou sondes. Stap 3, sê hy, salig is die sagmoediges, die nederiges, né? So nou het jy jou sondes bekeer, né? As jy jou sondes bekeer in goeders, jy word baie vinnig nederig. Dit is maar net so. Jy word humble in daai proses, baie vinnig. Daai arrogansie, wat jy gehad het, wat ons nou daar gesien het, verdwyn baie vinnig as goed nie jou kant toe kom nie. As dinge nie meer vir jou werk, as jy nie meer jou way kry en jou tantrums help nie meer nie, né? Dan word jy baie vinnig, jy leer baie vinnig om nederig en humble te word. So stap 3 is om God se wil te volg. Nie meer trots of eie koppig te wees nie, maar gehoorsaam te wees aan God. Jy volg nie meer jou eie kop nie en vra vir God om jou te help wanneer jy nie meer weet wat te kant toe om te gaan nie. Jy submit onder sy woord. Jy kry 'n teachable spirit. Dit is wat humble, om humble te wees, né? Hierdie stap om geseënd is die wat humble is, né? Weet jy wat is die mees humbleste ding wat daar kan wees, né? Is om 'n teachable spirit te kry. Om te sê, hoorie, ek glo nie daai wat jy sê van redding of van die werke van die Heilige Gees nie. Nee, wat? Jy kan my niks leer nie. Jy kan my niks leer nie. Ek is al vir jare, vir 20 jaar is ek al in die kerk. OK. Sê so, wat? Wys my jou vrug. Wat 'n vrug dra jy? Wat wys my, waar gaan lê jy hande op mense en hulle genees? Wys dit gou vir my. Waar gaan sien ek jou dat jy gaan en demone gaan uitjaag in Jesus naam? Waar sien ek dat jy die Bybel vat, né? En jy gaan sprei die gospel oral waar jy gaan. Bid vir mense. Lewe wat mense kan sien jy dra vrug. Nie net daai van Sondag, ja broer, ja, sit hier so, krijg jy jou halfuurtjie se inspirational boodskap, nou voel jy weer lekker, jy is hier so uit hier so, en vir die rest van Sondag voel jy goed, totdat jy klaar lunch geëet het, en jy klaar jou middagnap gevat, en dan staan jy daarop, dan sit weer back to reality vir daai mense, want het transformeer nie jou lewens nie, jy moet 'n teachable spirit hê, jy moet humble wees, en jy moet gesubmit wees onder die woord, want al hoe jy by die volgende stap uitkom, is om totaal en al te surrender aan die woord en te submit te wees aan die woord. Jy is onder daai woord die heeltyd. Jy beweeg nie onder die woord uit nie. En wanneer ek sê, jy is in die woord die heeltyd, of jy submit onder die woord, dan beteken dit nie, jy loop die hele dag in Bybel lees nie. Dit is nie wat ek daarby beteken nie. As ek sê submit aan die woord, dan sê ek vir jou, ja, jy spandeer tyd in die woord, baie tyd in die woord, jy bid gereeld, maar jy loop onder God se wil. Onder dit wat hy vir jou beplan, en onder dit wat hy wil hê, hoe jou vrug moet lyk. Ekskuus. En dis baie maklik om te weet, wat is die vrug wat ons moet volg. Jy moet net jou woord gaan lees. As jy die woord begin lees, né, jy gaan dit baie vinnig raak lees. Hoe lyk iemand wat regtig vir Jesus volg se vrug? Hoe lyk daai vrug? Teachable spirit, gesubmit onder die woord. En jy begin serve met vriendelikheid, liefde en respek. Verander en word deel van die span. Hierso. So as jy 'n teachable spirit het en jy's gesubmit aan die woord, né, dan begin jy serve hierso. Julle moenie nou wegloop, ek het nog baie om vir julle te sê. Okay. Né? So dan submit jy, né, en jy kry 'n teachable spirit en jy begin serve in jou kerk. Jy hoef nie hier voor te staan en vir mense woord te gee om te dink, okay, nou lewe ek in God se wil nie. Nee, dit is nie so nie. Almal bring, ons praat baie oor, almal bring 'n deeltjie na hierdie puzzle toe. En as jou deeltjie is barmhartigheid om arm mense te gaan help, dan is dit jou deeltjie wat jy bring. As jou deeltjie is om in hospitale te gaan bid vir siek mense, dan is daai die deeltjie wat die Here jou voorgeroep het. As die Here jou geroep het om 'n profeet te wees, né, om 'n intercessor te wees vir die kerk, dan is dit die deeltjie waarvoor jy geroep is. As hy jou geroep het om in die snoepie te werk, né, dan werk jy in die snoepie.
Jy hoef nie by die deur te wees elke Sondag nie. Jy hoef nie by die informasiestasie te wees elke Sondag nie. Jy hoef nie agter die soundbox te sit elke Sondag nie. As jy by die snoepie geroep is, as jy by die snoepie geroep, dan serve ons by die snoepie. Ek beloof jou, dit was vir my taf gewees daai, aan die begin. Ek wil net buite by die deur staan die hele tyd. Dit is wat ek wil doen. Sê Lisa vir my, hoor hierso, gaan werk bietjie daar by die snoepie. Jy weet wat ek sê, of kom help hier so kerse aansteek, soos wat Wayne elke Sondag doen. Jy begin serve by die kerk. Dit is wat ons doen. Stap 4, né? Honger en dors vir dit wat reg is, né? Om graag reg te wil leef. Ons verlang daarna om God se wil te doen en heilig te leef. Jy so ewe skielik kry jy hier in stap 4 'n diep desire, né? Hierdie om honger en dors vir geregtigheid. Jy word desperate vir geregtigheid. Jy wil reg lewe. Want jy's gesubmit onder die woord en jy's besig om in iets te verander, né? Wat die Here mee kan werk. Wat Heilige Gees mee kan werk. En hy begin jou shape en vorm en twist en turn en die slegte koninkryk, die evil koninkryk kom teen jou, maar jy wen jou battles. Want jy is gesubmit aan God. Jy wen hulle partykeer moeiliker as ander, maar jy wen hulle. En vir party is dit tough. Ek meen party face kwaai battles. Maar eventually kom ons daar uit, né? So jy wil valsheid uitsny en reg begin leef, né? En jy begin verstaan wat dit beteken om Jesus in waarheid en in gees te volg, soos wat dit vir ons sê in Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Ne? Nou begin jy, nou sê jy in hierdie stap, nou ewe skielik, jy is honger en dors vir geregtigheid, maar jy begin hom in gees en in waarheid te aanbid. Jy begin hom nie net meer ons rympie gebedjies wat ons opsê, dankie Jesus vir die kos en vir ons klere en vir my boetie en my sussie nie. Nou begin jy 'n relationship met Jesus te bou. Sê Here, ek het vandag gesukkel hierso by Pick n Pay, daai vrou agter die til was ongeskik. Maar ek het op van u vertel. Maar ek het vir haar gesmile en vir haar gesê, be blessed. Ne? Jy moet 'n lekker dag hê. Ne? Jou vrug word something else. Want jy is honger en dors vir geregtigheid. Nommer 5, barmhartig, na stap 4. Om ander te vergewe en lief te hê, om soos God te vergewe, en vergewe jy ander mense dan nou ook. Soos Jesus mense vergewe het, so begin jy dan nou mense te vergewe. Barmhartigheid. Jy begin nou leer wat dit is om mense te vergewe. En dis baie belangrik daai, né? Nou begin jy barmhartigheid in jou inkry. Dis die volgende stap. Eers hoor jy is nou honger en dors vir geregtigheid. Nou kan jy nou Pick n Pay toe gaan, of hierso na Three Monkeys Park toe gaan, of na die ouete huis toe gaan, die SAVF toe gaan, en mense daar gaan begin help. Want die ander stappe wat jy nou net deurgaan het, begin vir jou getuig. Jy's humble, jy kan soen toe gaan, jy's honger en dors vir geregtigheid, jy's gesubmit onder die woord. Want dis dooie werke as jy op 'n Sondag hiernatoe kom, vir 'n uur, en die res van die week gaan jy maar net aan met jou lewe, asof jy lewe vir die wêreld die res van die week. Dan is daai ou tannie wat jy daarvoor gaan kuier by Senatus, né? Beteken niks hier, dis net dooie werke. Of daai mense wat jy by Pick n Pay voor, of die ouens wat jou kar oppas, die kar wagte, jy gaan gee vir hom R100 in sy hand en sê, dankie my pella, be blessed. Dis dooie werke daai, want jy ken nie die koning nie. Ons moet die koning ken. Dan stap 6, rein van hart, om opreg en eerlik voor God te lewe. Nie net uiterlik goed te lyk nie, maar van binne af gesond te word. Regtig waar, rein van hart, né? Om 'n pure heart te hê. Ek sê pure in heart, né? Inner transformation, om te begin heeltemal transformeer aan die binnekant. Jy word nou ewe skielik as jy nie meer alwyn nie. Dis 'n ou alwyn daai. Dis 'n vieslike alwyn gewees daai, né? Dis nou 'n nuwe alwyn hierdie. Dit is, en ek praat eintlik die waarheid, né? Dis 'n nuwe alwyn, dis 'n nuwe Marisha wat hier so sit. Dis 'n nuwe oom Charlie wat hier so sit. Dis 'n nuwe Jaco, dis 'n nuwe Kuka, né? Dis 'n nuwe Natasha, Jimmy. Julle wat hier so binne sit, Sarel. Julle wat hier so binne sit, dis nuwe mense.
As jy 'n paadjie saam met Jesus volg en jy begin in daai inner transformasie ingaan. Die ou self vrek. Hy vrek. En daar begin jy nou in transformasie. Jy begin soos 'n mot, soos 'n suiwerm word, jy weet. Hy lelike ou suiwerm wat eventually in 'n mooi, nee, dalk moet ek dit nie so sê nie, want hy verander nie in 'n butterfly nie, nee, maar dus, julle verstaan waar ek gaan met hierdie ding, né? Ek kreef. Nee, maar in 'n geval. Ja, so jy's rein van hart, né? Jy wil sinseer wees in wat jy doen, opreg in wat jy doen. Jy word 'n opregte mens, né? En ek sê vir jou, ek het 'n probleem daarmee. Opregtheid. Yes, hoorie, dit is vir my taaf om met iemand te praat wat ek in my hart voel en kan sien, is nie opreg nie. Ek hou nie daarvan nie. Want daai persone kom net nooit aan die ander kant, die woord dit wat hulle gaan praat aan die ander kant is net waaroor jy en hy nie gepraat het nie. Want hulle is nie sinseer van hart nie, maar as jy sinseer van hart is, dan sê wat hier uitkom, né? Spreek jy goed oor mense. Jy spreek lewe en nie meer dood nie. Jy sinseer van jou hart van binne af, né? Dan die volgende ene is die vredemakers. Stap 7, om vrede en versoening te bring. Nou jy moet eers al daai ander 6 stappe kan doen, né, voordat jy worry om 'n vredemaker te wees. Laat ek jou dit vertel. Want om 'n vredemaker in die koninkryk van God te wees, né, is 'n tawwe game. Dis 'n tawwe job, né? Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Moet dit nie nou dadelik gaan doen as jy nog nie reg voel nie, maar gaan stap in, né, waar moslems hare sny en gaan vertel hulle van Jesus. Ne? Dan sien jy wat so oppositie jy kry. Gaan Israel toe en gaan vertel vir die Jode hulle die Messiah gemis. As jy nou wil oppositie sien, ne? Jy moet jy kan eers 'n peacemaker word, nie dat daai die perfekte voorbeelde van peacemaking wees nie, maar jy kan eers weet hoe om Jesus se peace na mense toe te bring, ne? As jy pure in spirit is, as jy honger en dors is vir geregtigheid, as jy meek is, as jy pure of hart is, ne? As jy hierdie stappe, dan word jy 'n vredemaker. Dit is jou volgende stap wat jy dan nou toe gaan. En die laaste stap, en ek begin hier so nou afsluit, is om getrou te bly. Nou, laat ek dit net eens lees, om vervolg, omdat jy reg leef, het ek hier so neergeskryf. So nou, ne, as jy al daai stappe deurgegaan het, en dan evenal doen jy hierdie laaste ene, dan is jy nog steeds 'n sinvol mens. Verstaan, ons het nog steeds die arm gees, of daai arm saad binne in ons, daai wat gebreek is, die saad wat gebreek is nog steeds binne in ons, né? Maar, wanneer jy hier kom, en jy is gesubmit aan die woord, en jou lewe getuig, Jesus, vorentoe, agtertoe, op, links, regs, maak nie saak watter kant toe jy kyk nie, die vrug wat jy dra, getuig Jesus, dan beloof ek jou, ne? Dan gaan jy op 'n plek kom waar mense na jou toe kom. Wil ek doodgaan? Nee, nie rarig nie. Ek sien nie uit daarna nie. Dis nie dat ek wil doodgaan nie, maar jy weet presies waartoe gaan jy as jy sou doodgaan. As iets met jou vandag gebeur, jy weet die plek wat vir jou wag. Paulus het dit ook gesê. Hy sê, hoor hierso, ek is maar hier vir julle onthalwe. Ek wil nie eintlik hier wees nie. Nie eintlik nie. Ek wil eintlik saam met my bruidegom wees. Maar vir julle onthalwe sal ek maar hier bly. Jy begin nader aan so daan dink, as Jesus jou lewe word, en jy begin 'n relationship met hom kry, en hy word truly jou lewe, dan beloof ek jou, dan kan die dood jou nie bang maak nie. Dit kan jou nie bang maak nie. Al kom challenges in jou lewe, al kom kanker en siektes en mense wat jou persecute, nee, en mense, ek meen ons het dit nog lekker hier in Suid-Afrika, daar is plekke wat jy doodgemaak word, as jy net die woord Heilige Gees of Jesus noem. Hulle kap sommer jou kop net daar af, net daar. En jy moet bietjie 'n certain amount of guts en gevestig wees in Jesus se woord en sy belofte, en jy moet dit glo met jou hele hart vir jou om daar te kan staan en sê, hoorie, jy kan my doodmaak, maar net hierdie ou vieslike lyf waarna ek is, hierdie ou vet lyfie waarna ek is, daar wat hier binne is, kan jy niks aan doen nie, niks. Die gedeelte wat tel, kan jy niks aan doen nie, niks. Amper quote ek vir julle gladiator, maar toe dog ek nie, laat ek het nou nie doen vanaand nie, ne? So, net weer om te cap, om vanaand af te cap, nou wil ek vir jou sê, net gou weer die stappe, jy word nederig, ne? Want jy's pure, jy's arm van gees, ne?
Jy bekeer jouself. Jy volg God. Jy leef reg. Jy's genadig op mense. Wees opreg. Baie belangrik, wees opreg in wat jy doen. Laat jou ja wees en jou nee. Laat dit so wees. Want daar's te veel van ons wat sê ja nie ons ja sê en ons nee is nie ons nee nie. Ons is bang ons offend mense. Ek moet hier so staan en met myself dit baie keer dink, as ek hierdie nou vandag sê, weet ek mense gaan offended wees. So wat? Nou is ek daar so op 'n plek waar ek sê, hoor hierso, hey, die Here het my geroep om goed in waarheid en in gees te kom sê, en as ek dit nie so doen nie, né, dan gaan ek gejudge word daarvoor. Sê, hoor hierso, jy het daar voor Lisa gesit, né? En jy weet sy vloek verskriklik. Hoekom het jy nie vir haar gesê, hoor, daar's 'n beter wy om goeders te sê nie? Jy het daarvoor Alwyn gesit, né? En Alwyn het geskinder van Marisha, né? Hoekom het jy nie vir hom gesê, hey Alwyn, dis taaf daai, ek hoor wat jy sê, maar dis nie wat die woord sê nie. Ons moet eerlik met mekaar word. Ons moet eerlik wees. En ons ja moet ons ja wees en ons nee moet ons nee wees en ons moet nie bang wees om die waarheid van die woord vir enige iemand te sê nie. Al offend dit hulle. En ek beloof vir julle dit, en dit kan julle sien in hierdie kerk van ons. Hier's baie woord wat hier uitgaan wat offensive is vir mense. Want hulle lewe is nog nie reg nie. My lewe is ook nog nie reg nie. So as ek moet offense vat, elke keer gaan ek nooit op 'n Sondag wees nie. Maar daai mense bly terugkom hiernatoe en bly terugkom en weet julle hoekom? Want Heilige Gees chip weg. Jy's daar by die huis en jy word geconvict in jou hart. Dink vir jouself, hoor, die Tinus was nou vandag baie eenvoudig met my gewees, né? En hy het my nou eintlik seer gemaak binne, maar eintlik is hy reg. Hy het eintlik nie nonsens gepraat nie, dis net ek wat kwaad geword het, want hy het gevoel of hy met my gepraat het vanaand, né? Dit is so, dis Heilige Gees wat in jou hier binne inkom en daar in die dieptes inkom en sê, hoor, dis jy daai, pas op, en dan begin jy eers iets daaromtrent doen. Wanneer jy geconvict is in jou hart, wanneer jy daar in die lou warm watertjies ronddryf, nee, pla niks jou nie, dan kan mense maar sê wat hulle wil, jy dryf daar in die lou warm watertjies rond. Maar wanneer jy daar die ijskoue water slaan en jy begin convicted voel binne in jou, dan begin dinge skuif en dinge begin gebeur. Dis die amazing gedeelte daarvan. Bring vrede en bly getrou, al kos dit jou iets. Moet nooit weggaan van die waarheid af nie. Moet nooit, né? Laat dit wat die woord vir ons sê gaan verdraai en dit in 'n fairy tale laat klink nie. Want niks van die Bybel is 'n fairy tale nie. Niks. Alles is waar, soos dit geskryf is, woord vir woord, net so. Al het dit party goed vir jou 'n persoonlike betekenis. Dit maak nie saak nie. Net glo dit soos wat daar staan. Die Here gesê het, hierdie aarde is in 6 dae gemaak, is hierdie aarde in 6 dae gemaak. Klaar. As hy sê, jy is gered deur die bloed van die lam, dan is jy gered deur die bloed van die lam. As hy vir jou dit sê, is dit gesê, dit is so. So vir jou sê, hy het 'n groot lig, ons het daarvan vanaand gepraat, as hy vir jou sê, ek het die groot lig en die klein lig gemaak, die groot lig wat vir jou lig in die dag gaan gee, die son, en die klein lig is die maan, wat vir jou lig in die aand gee, dan is dit wat hy gemaak het. Dit is nie 'n representation van iets nie, hy het dit so gedoen. So vir jou gesê, Jesus gaan uit 'n maagd uitgebore word, dan is Jesus uit 'n maagd uitgebore. Dis nie 'n fairy tale nie, dit is so. Jona was in die vis. Die ark, hierdie aarde was in 'n vloed. Net soos wat dit daar sê, ons moet dit woord vir woord glo. As jy dit glo in waarheid en in gees soos wat dit daar staan, beloof ek jou, kom jy by stap 8 uit. Jy kom daar uit, en nog steeds gaan jy sukkel. Want tot die dag ons dood gaan ons sukkel. Dit is so, maar jy gaan dit met 'n smile begin doen. Kyk, as ek dit nie met 'n smile deurgaan, wat 'n ou elke dag moet deurgaan, en dan weet ek nie hoe gaan jy dit reg kry nie, ek weet nie. So die saligsprekinge wys hoe mens by God begin geestelik groei en sterk bly in geloof, selfs wanneer dit moeilik raak. Amen. En dit, né, is die Beatitudes, die eerste gedeelte daarvan. Nou volgende week, volgende Woensdag, gaan JC aan met, ek dink is JC, né, Jace? Ja.
Dan gaan JC aan met die volgende gedeelte. En so gaan ons deur Matteus werk, tot ons eventually daar aan die einde van Matteus kom, en jy weet altyd, ek kan nie wag vir Matteus 24 nie, want dit is die eindtyd goeders, en ek love om daaroor te praat, né? Maar jy kan nie die eindtyd goed verstaan, as jy nie met Matteus 5 verstaan nie. As jy nie die Beatitudes verstaan nie, beteken Matteus 24 vir jou niks nie. Matteus 6 beteken vir jou niks as jy nie Matteus 5 verstaan nie. En dit is wat die boeke, die woord van God so amazing maak. Lekker. Kom ek bid vir ons. Dankie Jesus, dankie vir die awesome aand, Vader. Dankie Heilige Gees. Laat ek sommer weet, U was hier by elkeen van ons gewees vanaand. Vader, al was die woord bietjie hard vanaand, Vader. Here, ons weet, ons moet U dien in waarheid en in gees, Vader. En die waarheid is, Vader, die vyand kom val ons aan op soveel verskillende vlakke en soveel verskillende maniere, Vader. Met ons familie, met ons gesondheid, Vader, met ons finansies, Vader. Om elke hoek en draai, wil hy kyk waar hy ons gaan pootjie, Vader, maar ons weet ons krag lê in U. En op die ou einde van die dag, Vader, weet ons, as ons getrou bly en ons submit aan U woord, want U is die woord, Vader, sal U ons reinig. U sal ons skoon was met U bloed. En maak nie saak wat die vyand doen nie, Vader, U het ons altyd in die binnekant van die hand. Oral waar ons gaan, al die dae van ons lewe, solank as wat ons U volg. Here, ons loof en prys U, Vader, Heilige Gees, mag U die naprediker wees wat vanaand hier so gepreek was, en mag U elkeen somme vanaand, wanneer ons hier wegstap, Vader, net verder sal gaan met hierdie, laat ons dit nie net gehoor het vanaand nie, maar laat ons dit gaan ondersoek, en verder delf daarin, en verder ondersoek vir instel, Vader. En dat hulle nie net my woord sal vat vir wat hier gesê is vanaand nie, maar dat hulle elke skrif self gaan ondersoek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Awesome. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו הרוח והקלה אומרים